Die verhaal van die ryk jong man nooi ons tot 'n hartsverandering. Uiteindelik vra Jesus van die ryk jong man meer as afstanddoening van sy besittings. Jesus gee aan hom die opdrag om sy rykdom onder die armes te verdeel. Jesus vra vir meer as net 'n tydelike goeie daad. Hy vra 'n totale en permanente hartsverandering. Jesus sê dat hierdie man se verhouding met die armes moet verander, om hulle te help, ook om met hulle te identifiseer. Dit kon moontlik bydra tot die man se smart en bedroefdheid en oënskynlike onvermoë om te doen wat Jesus vra. Wat Jesus vra is 'n keuse teen rykdom, status en mag as basis vir sy identiteit. Jesus daag die jong man uit tot ekonomiese geregtigheid. Die finansiële, sosiale en politieke koste daarvan is egter vir hom te groot. Die jong man gaan weg en Jesus skuif dan sy aandag na die disippels toe, deur te verwys na hoe moeilik dit is vir diegene wat op rykdom vertrou om die koninkryk van God in te gaan. Dit gaan oor die probleme en hindernisse wat rykdom veroorsaak, eerder as oor rykdom self. So kan enige ander hindernisse binne ander kontekste ook die rol van mededingende gode inneem en mense verhoed om God opreg na te volg. Die eintlike probleem is dat die jong man sy sekuriteit, identiteit en vertroue op sy besittings plaas en dat hy nie ten volle op God vertrou nie. Ten spyte van die nalatenskap van die Bybelse profete, het baie mense in Jesus se konteks die rykes beskou as diegene wat spesiaal deur God geseën is. Daarom reageer die disippels in vers 26 met verbasing en skok. Wie kan dan gered word? Jesus laat sy disippels, sowel as die gehoor, sprakeloos deur die koninkryk van God so ver buite hulle bereik te stel, alhoewel dit eintlik nader kom. Die koninkryk is binne bereik van elke mens omdat God is wie hy is. Hy alleen bied sekuriteit en nooi mense uit om hom te vertrou.